So in lesing 3 by wat glo ons, hanteer ons die Here Jesus Christus. 'n Aangrypende vers vir my is die een in 1 Timoteus 3 vers 16. En onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Bedoelende die geheimenis van die godsaligheid is 'n groot misterie, geheimenis. God is geopenbaar in die vlees. Dis in sy seun Jesus. Kan jy glo God het 'n mens geword? God het 'n mens geword. Kan jy dit glo? Is geregverdig in die gees, nadat hy geopenbaar is in die vlees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld en is opgeneem in heerlikheid. Dis 'n geweldige ding. In my boek, een van my boeke praat ek oor die verborgenhede, waar ek hierdie nou in detail uitlê. Maar dit bring my by ons derde onderwerp is die Here Jesus Christus. Nou ons almal bely mos dat ons glo in die eniggebore seun van God, van die Vader, wat ontvang is deur die Heilige Gees, en julle ken die geloofsbelijdenis, gebore uit die maagd Maria, gekruisig, gestorwe, begrawe, opgewek op die derde dag, opgestaan uit die dood uit, en geopenbaar en daarna opgevaar na die hemel. Wie? Die Here Jesus Christus. So, die vleeswording van Christus is 'n feit wat ons net so moeilik verklaar as die drie-eenheid. Maar hoe is dit moontlik dat Jesus, dat hy 100% mens kan wees en 100% God kan wees? Die seun van die mens en die seun van God. Dat hy twee nature in hom het, die menslike natuur en die goddelike natuur, in een persoon. Hoe is dit moontlik? Dit is 'n absolute misterie. Maar dit beteken nie, as 'n mens dit nie ten volle verstaan of kan verduidelik, dat jy dit nie kan glo nie. Laat my altyd dink, en ek het al die jare vir my Bybelskoolstudente gesê, wanneer die rede nie meer wil loop nie, laat geloof dan verder swem. Nee, want die water raak te diep. My verstand is, I can't understand it. En dan sit okay, want dan glo ons. Dis soos Hebreërs 11 vers 1 wat sê, ons glo dat deur die woord van God, dat God, om 'n woord te spreek, die hemel en die aarde geskape. Wel, die wetenskaplikes probeer uitvind hoe hy dit gedoen het, dit pla my nie, ek weet dat hy dit gedoen het. En dat hy dit gedoen het deur 'n woord te spreek. En dat hy geskep het uit niks, creatio ex nihilo. Dis 'n Latynse spreekwoord wat beteken, God skep uit niks. Ek en jy, enigiets wat ons maak, het ons iets nodig. Jy kan 'n kar maak, jy kan 'n selfoon maak, jy kan enigiets maak, jy kan 'n vliegtuig maak, jy kan 'n skip maak, jy kan enigiets doen. Maar jy kan nie iets maak uit niks uit. Net God kan uit niks uit iets skep. Deur 'n woord te spreek, net 'n woord, kan God dit doen. So wanneer dit kom by hierdie dinge, dit gaan 'n mens verstand te bowe, maar dit beteken nie dat ek en jy moet dit vermy nie. So kom ons praat oor Jesus se voorbestaan, sy pre-eksistensie vir ons, voordat hy 'n mens was. Ek bedoel, 2000 jaar gelede is Jesus Christus gebore as 'n mens, het hy bestaan voor dit? Natuurlik het hy bestaan voor dit, maar nie as Jesus nie. Sy naam was nie Jesus voor dit nie. Onthou, die engel het gesê vir Maria en vir Josef, julle moet hom Jesus noem. Dis sy menslike naam. So Jesus is nie sy naam van ewigheid af nie. Hy was nie onder die engele in die ewigheid wat verby is bekend as Jesus. Hy het nie daar rondgelope, Jesus in die hemel, en almal loop by hom verby in die ewigheid wat verby was in die engelwese. Hallo Jesus, lekker om Jesus vandag te sien. Didn't exist. Dis nie wat dit is nie. Was nie so nie. As ons sê in sy voorbestaan, dan bedoel ons in die ewigheid, selfs nie net in die 4000 jaar van God die aarde, maar ons bedoel voor die skepping.
van die hemel en die aarde. Want God het die hemel en die aarde gemaak, so God was daar voor die hemel daar was. So in sy voorbestaan, het hy mos reeds 'n eksistensie gehad. Aan die ander woorde, as ons sê, voordat Christus mensheid aangeneem het hy bestaan. Maar hoe en wat en waar? So, die woorde in Johannes 8 toe Jesus sê, ego eimi, beteken ek is, verklaar Jesus sy self-identifisering met die God van Eksodus 3, die engel van die Here. Want daar staan vir die eerste keer in jou Bybel, ek is wat ek is, die Hebreëse tetragrammaton. En Jesus in Johannes 8 sê dat dit hy was. Voordat Abraham was, is ek. En hy gebruik daai woord. En dis kom hom wou stenig, want onmiddellik het geweet. En soos wat Jesus in Johannes 17 bid, toe sê Vader, ek wil dat hulle wat U my gee, my disippels sal wees waar ek is, sodat hulle my heerlikheid kan sien, toe ek by U was voordat die wêreld was. Ek het 'n heerlikheid gehad nog voordat U die aarde gegrond het. Ek wil hê my disippels moet dit sien. Ek wil hê U moet hulle eendag hemel toe bring, dat hulle ook my heerlikheid kan sien. Dit was 'n begeerte wat Jesus uitgespreek het. Ek wil die apostels, hulle leer dat Jesus voor sy vleeswording bestaan het, in hulle geskrifte, wat Johannes 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Dis al lankal, in die begin. En die woord het vlees geword. Toe word hy eers vlees. So in die begin. Hy was mos nou al lankal daar. In Filippense 2, vers 6 is baie ingrypend, wanneer die woord van die Here daar sê, maar hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roofag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en gedaante gevind as 'n mens. Toe hy gehoorsaam geword tot die dood, toe ja die dood van die kruis. Daarom het God hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig en elke tong bely. Daar's 'n baie wonderlike ding, want dit het te doen met die kenosis leer. Dit het te doen met die vleeswording van Christus. En daai geheimenis wil ek nou met jou deel wanneer ons daar praat. Want onthou Kolossense 1 vers 17 bevestig, hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. So voordat die hemel en die aarde was, voordat daar 'n skepping was, hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. So as dit mos nou duidelik, hy is van ewigheid af, as hy voor alle dinge is wat geskaap is. As hy van ewigheid af. En so sien ons ook in Hebreërs, hoofstuk 1 vers 2, waar die skrywer van die boek Hebreërs dit vir ons so mooi uitlig, wanneer hy sê, wat hy erfgenaam gemaak het van alles, deur wie hy ook die wêreld gemaak het, dat Vader God het deur Jesus die aarde geskep, deur wie hy die wêreld gemaak het. Kan jy glo, dat Jesus skep die aarde, en hy plant 'n boom, en hy laat mense die stam en takke van die boom afkap, en hom kruisig die skepper aan daai hout, van die boom wat hy gemaak het. Kruisig hulle die seun van God. Want dis wat gebeur het. So die aard van sy voorbestaan, is vir my altyd aangrypend wanneer ek daarna kyk, want ons het mos te doen met eniggeborene, né? Is die een woord, en eersgeborene. Nou hier is baie interessant. As jy dink in terme van Christus en sy vleeswording, hy het mos nou 'n mens geword, maar die Bybel noem hom mos, hy is die eniggeborene, en op 'n ander plek sê die Bybel, hy is die eersgeborene. So hier is nou die ding. Wanneer ek sê Christus is die, want ons lees mos in Johannes 1 vers 14 van die eniggeborene, waar die Bybel mos sê, en het om ons kom tabernakel, die eniggebore seun van God. Eniggeborene, daai woordjie, monogenes, verduidelik vir ons iets wat, en soos professor Dr. William Barclay sê, that it has lost its purely physical sense, and it actually became two meanings. Very unique. Want wat dit eintlik doen is, dit sê dat hy is die spesiale een, wat die spesiale liefde het.
As die Bybel sê hy is eniggebore. Ons kan sê ons is kinders van God, maar nie een van ons kan sê ons is die eniggebore seun van God nie. Dis net 'n titel wat aan hom behoort. En wat dit betref het hy 'n unieke plek in Vader se liefde. Vader in die hemel het 'n seun. En die seun is baie uniek, want hy het net een seun. En hy's nie 'n moedergod nie. Vader het nie 'n moeder nie, maar hy het 'n seun. Maar in verhouding tot die skepping, nie tot God nie. In verhouding tot God staan Jesus die eniggeborene. In verhouding tot die skepping is hy die eerstgeborene. Want dit beteken hy's in alles eerste. Hy's bo alles en bo almal. Want as jy gaan kyk na wat die betekenis is, die konteks van eerstgeborene in Kolossense 1, né? Vers 15 en 18 byvoorbeeld, kan jy dit so helder duidelik sien. Wanneer die Bybel sê, hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. In hom bestaan alles in die hemel op aarde, sienlik, onsienlik, trone, heerskappye, owerhede, magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Hy is voor alle dinge, aan hom hou alle dinge stand, en hy is die hoof van die liggaam wat die gemeente is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles altyd eerste kan wees. Dis wat dit beteken. Jesus is altyd in alles eerste. Hy is eerste in die skepping, eerste in aanbidding, eerste in heerlikheid. So wat dit eintlik beteken is, dat hy het voorrang, hy het gesag, hy het eer, bo alles en enigiemand en alles in die hemel en op die aarde. As dit kom by die skepping, is hy die eerstgeborene. Nie soos Jehovah getuies, dit verander het in hulle Bybel. En daar staan in die teks, eersgeskapene. Lekker die Bybel gaan verander. So hy is nie van ewigheid af nie. God hom op 'n dag geskape, toe is die seun gebore. Sy godheid gestroop. So Jesus is nie God nie. Kyk hoe verander hulle die Bybel. Jesus is die eersgeborene, nie die eersgeskapene. Kan nie die Bybel gaan verander nie. So, want die woord, eerstgeborene, prototokos, beteken eerste in 'n familie. Dit sien ons in die Bybel. Eerste in titel, eerste in voor. Enige plek in jou Bybel jy gaan kyk na prototokos, dit altyd die ding van eerste in rang, eerste in titel. So hy is die seun van God en hy is die eniggebore seun van God, maar hy is die eerstgeborene van die skepping, bedoel hy is in alles eerste as dit kom by die skepping, onder mense, onder konings, die koning van die konings, die Here van die Here, want hy is die eerstgeborene. Maar nou hier raak dit interessant, wat sy vleeswording betref, in Johannes 1:7 wat ons sê, en die woord het vlees geword. So hier is 'n interessante ding. Kan jy glo, hoe lank was die ewigheid voor 2000 jaar gelede, toe Christus vlees uit aangeneem het? Hoe lank was dit voor dit? Wie van julle weet? Ons weet nie. Is dit 100 biljoen jaar? Okay, kom ons maak dit 1 biljoen, 100 biljoen jaar. Dan nou soos by die begin van daai begin. So jy sê wat gebeur met jou brein? You can't get it. Want waar is die begin? Daar is nie 'n beginpunt. Nou net so is daar ook nie 'n eindpunt nie. Vir ons, in die heerlikheid van God, daar's net so min 'n eindpunt. As God nie in die begin die hemel en die aarde geskaap het, was daar nie tyd nie. En as daar nie tyd was nie, dan sou daar nie 'n oomblik wees wanneer Christus gebore word. Maar wanneer moet hy dan gebore word? So God het tyd en ruimte geskep. Hy het dit gemaak. Die oomblik toe hy die skepping in die sterrehemel, die son, maan en sterre daar stel, toe begin die horlosie draai. Die sekondes begin aftik. En dit word minute en ure en weke, maande, jare en millenniums. God het dit geskep, anders was dit nie daar nie. So as ons praat van
2000 jaar gelede, dis die moment. En dit het ons in die Bybel neergepen by ons. So ons weet wanneer God 'n mens geword het. Dis 2000 jaar gelede. In sy seun Jesus. Hy het 'n mens geword. Hy het mensheid aangeneem. Is eintlik meer korrek. Om te sê hy het 'n mens geword, beteken eintlik hy het mensheid aangeneem by sy godheid. Hy het dit aangeneem. En om mensheid te kan aanneem, beteken hy het 'n menslike natuur. Jesus, om vir 'n mens aan 'n kruis te sterwe, moes God se seun 'n mens word, om vir mense te sterwe. As God se seun nie 'n mens geword het, kon hy nie vir mense sterwe nie. So, Jesus, omdat hy God is, beteken hy twee nature. Hy het die menslike natuur in hom, en hy het die goddelike natuur. Nou, dit verstaan ons nie. Want hoe kan jy twee nature in jou hê, en jy sien twee verskillende mense nie? You can't get it. Dit is 'n misterie, net soos die godheid. Dit is 'n misterie, net soos die drie-eenheid. Daar is nie 'n antwoord nie. Jy kan maak wat jy wil. Jy kan hoe lank in die Bybel krap. You will never get, want jy sien, as jy by dit kan kom, dan moet jy God wees. En jy is nie God nie, ek ook nie. So ons kan dit nie, ons weet dit, ons sien dit, ons glo dit, maar hoe hy dit gedoen het, dit kan jy nie antwoord nie. Daar is nie 'n antwoord nie. Maar Christus is ook nie 'n gesplete persoonlikheid nie, omdat hy goddelike natuur het en menslike natuur het. Hy sê skizofrenies, en wil ons sê twee persoonlikhede nie. En wat aangrypend is, sy menslike natuur, dat Jesus 'n mens is, het hy nie van 'n aardse vader ontvang nie. As dit gebeur het, was hy 'n sondaar. En as hy 'n sondaar was, kon hy nie in die kruis sterf. Dis hoekom die Heilige Gees uit die hemel het 'n maagd Maria oorskadu en die saadjie na geplant, en toe word Jesus gebore. As dit nie gebeur het nie, was daar nie 'n Jesus nie, was daar nie 'n Christus nie. So, hy is gebore uit 'n maagd. Hy is die heilige seun van God. Sondeloos gebore, want hy het nie 'n aardse vader. Want die sondeval kom deur Adam, as die hoof van die menseras. Wat beteken, as gevolg van Adam, en as gevolg van deur die generasies, geboortes kom oor die hele wêreld, almal is gebore sonder. Dis kom ons almal is sondaar, of jy jonk of jy oud is, ons is almal sondaars gebore. Met 'n sondige natuur. So, dit maak dit natuurlik moeilik, want dit beteken dat Jesus is nie gebore met 'n neiging om sonde te doen nie. En die duiwel hom besoek het, probeer bewys dat hy nie kan sondig nie. Sou vir ons baie treffend wees. Kom ons praat oor 'n baie interessante ding. Die kenosis leer. Dis eintlik baie mooi. Kenosis leer het te doen met die vleeswording van Jesus. Dis nou Filippense 2. So as jy wil jou Bybel daar oopmaak, of jy wil net luister, dan wys ek vir wat staan. Daar staan vers 6. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. So, daai woordjie, dat hy wat in die gestalte van God was, daar is seker goed wat kan verander by 'n mens, daar is seker wat nie kan verander nie. Die woordjie gestalte van God in die oorspronklike Griekse taal, jy het twee woordjies vir gestalte, morphē en skema. Morphē is essensieel 'n vorm van iets wat nooit kan verander nie. Skema kan verander. In ander woorde, wanneer Paulus sê Jesus is die gestalte van God, morphē, dan bedoel hy Jesus as die seun van God, die godheid wat in hom is, kan nooit verander nie. Hy is die seun van God. Dit is wat dit is. As hy praat van skema, dan mag iets aan hom verander. In wese bly hy onveranderlik God, morphē. Maar in skema kan hy verander. Hy kan, God se seun, kon 'n menslike liggaam aanneem,
Nou sien jy nie God met heerlikheid nie, jy sien 'n man voor jou staan. 'n Man. En hy kan voor jou staan en jy kan nie eens weet hy is die seun van God nie. Ek bedoel, Jesus het op aarde, sekerlik, toe hy sy eerste 30 jaar op aarde geleef het, niemand het geweet hy is die seun van God nie. Behalwe sy ma, sy moeder en sy vader. Sy vader is toe later dood. Maar die kinders in die huis het dit nie geweet nie. Josef, Judas en Simeon, sy broers, hulle het nie geweet dat God bly in hulle huis nie. Hy slaap in dieselfde kamer as hulle nie. They didn't know that. God het in my huis gebly vir 30 jaar. Moes nog hulle skok vir hulle gewees het. Ek bedoel, hulle het almal tot bekering en insig gekom en tot redding en saligheid gekom, almal van hulle, maar eers nadat Jesus dood en opgestaan. Die Bybel sê, tot en met sy kruisiging het sy familie, sy broers en susters, hulle het nie hom geglo nie. Hulle kon nie glo hy is God nie. Hulle het hom almal sien groot word voor hulle. Hulle weet wie Jesus is. Hoe kan hy God wees? Hoe kan hy hierdie goed doen? Hy doen al hierdie wonderwerke. Wat gaan hy aan? Hy laat blindes sien, dowes hoor. Hy kan enigiets doen. Hy kan op water loop. Hy kan die wind beveel om stil te word en die golwe. How can it be? Hy het ons in Nasaret in 'n huis van klei gebly. Is it possible? Dit kan mos nie wees nie. Dit kom die Bybel sê dat eers toe hy die dood opstaan, hy verskyn aan hulle, het hulle almal geglo. Toe vind hulle uit wie is hierdie Jesus wat in hulle huis was. So wanneer die Bybel sê hy het dit nie 'n roof geag om aan God gelyk te wees nie, dis mos nou harpagmos om te gryp. Ander woorde, Jesus het nie na gelykheid met God gegryp nie. Hy het 'n mens geword en nie vasgeklou aan sy gelykheid met Vader God nie. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienstige aan om mense gelyk te word. Wat dis nou beteken is, want hy het ons geword, as hy die gestalte van 'n dienstige aangeneem het, dan wys dit mos Christus se gestalte of morfy van God is mos onveranderlik. So hy kan nie van sy godheid afstand doen nie, want dan is hy nie meer die seun van God nie. En dan kan hy mos nie wees, hulle het gesê, noem hom ook Immanuel, wat beteken God met ons. So om die volheid van die godheid te kon wees, van die volheid van die godheid, dan beteken dit dan moes iets gebeur. Wat het hy dan ontledig? Die Griek sê dat hy eintlik iets aangeneem. Die ontlediging was die uiterlike verandering van wat hy in die hemel gehad het. Het hy neergelê. En hy het stoffelike liggaam wat ek en jy het. Hierdie liggaam van stof het God kom aanneem om soos ons te wees. Dis wat hy gedoen het. Hy het sy heerlikheid daarbo tot siens gesê. En hy is gebore as 'n klein babietjie. En van die klei, van die stof van die aarde is ons gemaak. Ons is geskaap uit die stof, die man. En hy het 'n liggaamlike gedaante aangeneem. So God het 'n mens geword in sy seun Jesus, sodat hy God aan ons kan kom openbaar. Al het wel die 37 boeke van die Ou Testament gehad, maar het nog nooit so openbaring van God gesien in die Ou Testament, soos ons sien in die Nuwe Testament, waar God het onder ons kom woon. Hy het die hemel verlaat, en hy het 'n mens geword, en soos 'n mens kom leef. So, wat ook al die uiterlike verandering was, hy het die gestalte van 'n diensknegt kom aanneem. En wat nogal interessant is, Jesus het nie 'n koning geword wat in 'n paleis gebore is met pragtige klere en 'n lekker warm vere bed. Hy's in 'n stal gebore, in 'n dierekrib. Hy moes vlug vir sy lewe. In sy eerste jaar van sy geboorte, baie vinnig, was haar beplanning dat hy moet sterf. Toe moes hulle vlug na die buiteland toe, Egipte toe, sy ouers met hom.
So Jesus het mensheid aangeneem. Hy is nou die ewige Godmens. Sal nooit verander nie. Want jy sien, hy het uit die dood uit opgestaan as 'n mens. Maar ek het vir jou nuus. Wat het geword van die liggaam wat toe hy gekruisig is in die graf neergelê is? Wat het van daai liggaam geword? Waar's daai liggaam? Wat het van daai liggaam geword? Dis dieselfde liggaam wat hy vandag het, behalwe dat dit verheerlik is. So hy is nog steeds 'n mens. Hy liggaam is nie weg nie. Die liggaam het nie stof geword nie. Die doeke wat daar was, dit lê daar. Die liggaam waarmee hy gekruisig is, het hy tot vandag toe. Behalwe dat dit 'n verheerlikte liggaam is. En hy sal dit tot in alle ewigheid hê. So hy sal 'n mens wees tot in alle ewigheid. God mens. Nou, hier is 'n aangrypende teks. Kom ek wys jou. Laat in jou Bybel by Timoteus. Wat dink jy van hierdie teks in 1 Timoteus 2 wat sê vers 4? Hoor mooi, 1 Timoteus 2 vers 4. God wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense. Die mens, Christus Jesus. Dis na sy verheerliking. So Jesus wat nou in die hemel is, word ook genoem die mens, Christus Jesus. Hy's 'n mens. Die Bybel, dis hoekom Hebreërs sê dat dis so mooi. Hoor wat sê Hebreërs met Jesus ons priester wat nou in die hemel is in Hebreërs 4. Hoor wat sê hy? Hy sê terwyl ons dan so 'n groot hoëpriester het wat die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, dis sy menslike naam, die seun van God, mens en God, Jesus, die seun van die mens en seun van God. Hy sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede en medelee kan hê nie. Hy sê, maar iemand aan alle opsigte is net soos ons, laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. So hy sê, ons het 'n mens, ons het Jesus in die hemel, die middelaar. Om te dink, vriende, daar's 'n mens wat in die hemel is, wat nou daar lewe, sy naam is Jesus. Hy's die Christus. Hy het 'n liggaam soos ek en jy, behalwe dat dit 'n verheerlikte liggaam is. Dis die liggaam wat hy gehad het, waarmee hy gebore is, waarmee hy gekruisig is, wat hy begrawe is en wat uit die dood uit opgestaan het. En hy's vir ewig in die hemel en hy sal vir ewig op die nuwe aarde wees. En ek bedoel die nuwe hemel is daar, die nuwe aarde, hy kan wees waar hy wil. Maar wat ons hier het is, ons het Christus. Hy was 'n mens toe hy op die aarde was. Hy was 'n mens toe hy opgestaan het uit die dood uit. Hy het as 'n mens in die hemel opgevaar en hy's vandag nog 'n mens. Maar hy's ook God. So hy is die enigste God mens wat leef. Daar's niemand soos hy nie. Jy's of mens of jy's God. Die Heilige Gees is nie God mens nie. Die Vader is nie God mens nie. Die Seun is seun van God en hy's die seun van die mens. Is dit nie wonderlik om te weet dat ek en jy het iemand in die hemel, die Here Jesus Christus, wat 'n mens is, wat kan voel soos ek en jy voel. Anders wat die Bybel sê, as hy nie 'n mens was, kan hy nie voel soos ons nie. Hy kan met ons medelee hê, want hy weet hoe voel jy. Hy's 'n mens. Jy dink aan my Here en my God, maar hy's ook 'n mens, soos ek en jy 'n mens is. Toe hy mens was, was hy moeg, hy moes rus, hy moes eet, hy moes drink, hy verstaan, hy weet wat ek en jy as mense nodig het, want hy was 'n mens. Hy weet ons het klere nodig, ons moet kan beweeg van punt A na punt B, want hy kom deur dieselfde ding. Ek stel dit aan jou, dat ons Here Jesus Christus is die enigste God mens, in die hemel en op die aarde. Hy verstaan ons en hy ken ons. Amen.